Ons stap al 'n pad saam vir 'n paar jaar, mekaar 'n jaar terug in persoon eers ontmoet en voorreg om saam met hulle as 'n gesin te journey. Ek weet dat God vir Hallo Kerk ontsettend lief het. En die rede hoekom ek dit weet, ek wil dit net kwalifiseer, is omdat hy 'n incredible couple vir julle gestuur het om julle te lei en te herder deur 'n tyd wat dalk nie so maklik was onlangs nie. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gestuur het. Ons weet dat God ons lief het as die mensdom omdat hy iemand gestuur het. En wanneer ons kyk na die kwaliteit mense wat hy vir ons stuur, dan weet ons hy is lief vir ons. En soos ek na julle kyk, dan weet ek God het hierdie familie baie lief. Ek wil vanoggend, kan ons So dit is vir my 'n voorreg om die woord vanoggend met jou te kan deel. En voordat ek dit doen, net baie waardering vir die raad, vir Selvan ook, en dan ook aan Eckhart en Zelly. Ek het in my hart 'n profetiese woord wat ek wil deel met u as Hallo Kerk, en ek glo dat ons op die drempel van 'n oes staan wat die Here spesifiek siele in die koninkryk gaan inbring, veral onder die Afrikaans sprekende mense binne die volgende 2 jaar, gaan daar 'n geweldige gros mense hulle harte draai na die Here toe en na die kerk toe. Hoeveel van julle weet dat daar's baie mense wat daar buite sit wat miskien nie die Here meer dien nie, of miskien dien hulle nog die Here, maar hulle het ergens 'n einde aan die kerk gekry, hulle het ergens bietjie 'n aanstoot geneem teen hierdie kerk en is dalk bietjie confused of die mekaar oor die kerk se staans rondom 'n klomp goed en het gesê ek is okay met Jesus, maar ek wil nie regtig iets van die kerk af weet nie. Maar ek wil profeteer as ek kan vanoggend en sê ek sien daar's 'n oes wat ryp is, wat wit is rondom die Afrikaans sprekende mense in ons land wat in hierdie tyd hulle hoop verloor het in die ekonomie, hulle hoop verloor het in politiek, hulle hoop verloor het in die regering. Selfs die plan wat die boer kan maak, werk nie regtig meer in ons konteks nie. En daarom draai ons na die Here toe as 'n groep mense en sê, Here, U alleen is die antwoord vir die uitdagings waarmee. En hoeveel keer in ons geskiedenis van hierdie land en oor honderde jare heen was dit die kere wat ons as 'n volk na God toe gedraai het en gesê het, Here, U alleen is ons antwoord. So ek wil hê jy met jou hart oopmaak saam met my en sê, Here, gebruik my in hierdie oesland en maak my sensitief vir my buurman en my buurvrou en die persoon by my werk, my kollegas en waar ek gaan werk, waar ek gaan speel, waar ek sosiaal gaan verkeer, wil die Here mense die oes inbring. Die Here sê die oes is ryp. Vir ons se woord gaan eintlik oor navigeer jou storms, want wie van julle weet ons almal gaan deur storms in die lewe. Ons almal gaan deur storms. Ek kan dit nie vryspring nie. Inteendeel, navorsing wys dat jy weet daai tye in jou lewe waar jy sê, eers die kinders is alright, daar's nie issues met my kinders, al die kinders is gesond, niemand het 'n issue nie, my eie gesondheid is alright, finansies lyk alright, die besigheid lyk alright, jy weet, verhoudinge is redelik alright, daar's ergens niks wat nou regtig ergens krap nie. Navorsing wys dat daar's net tussen 3 en 4% van jou lewe wat jy so gaan voel. Ek ben nou nie iemand se babbel vanoggend bars nie, maar dis regtig wat dit is. 96% van die tyd is daar iets wat foutief gaan wees, iets wat gaan 'n uitdaging wees, ergens 'n storm in jou lewe gaan wees. Of jy kom uit 'n storm uit, of jy is in een, of jy is op pad in een, of jy met iemand anders se drama, of kom ons noem dit storm deel. En daardie storms is emosioneel, dit kan geestelik wees, dit kan 'n fisiese storm wees, kan 'n finansiële storm wees, kan ook 'n familiestorm wees. Hoeveel van die weet dat baie keer kan ons familie van die grootste uitdagings wees waarmee ons sit. Ek is baie lief vir my skoonma, maar ek is ook 'n bietjie stout rondom skoonma. So vriend van my bly in die Oosrand, hy sê nou vir my dat reën al vir 2 weke lank daar in die Oosrand en hy sê wat sy skoonma doen is om deur die sitkamervenster te staar. Hy sê as dit nog 'n dag lang reën sal hy met die voordeur oopmaak dat sy kan inkom, jy weet so. Ek dink sommer net ek is baie lief vir my skoonma, maar hulle sê ook agter elke suksesvolle man staan daar 'n verbaasde skoonma. So, maar ek preek vanoggend en ek wil graag met jou praat oor hoe om jou storm te navigeer en die subtitel vandag is Kruis oor sodat hy kan oorneem. Daar's 'n beroep op ons, daar's 'n roeping op jou lewe en my lewe en daar's 'n beroep op Hallo Kerk vanoggend om te sê God roep ons om oor die storm te kry sodat Jesus kan oorneem waarna toe ons gaan.
En die verskil tussen of ek beter of bitter raak binne die storm, is my vermoë om oor te gee. En as jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, ek voel ek is in die middel van 'n storm en ek wil eintlik opgee, dan wil ek jou aanmoedig, moenie opgee nie, maar gee oor. Gee oor dat Jesus kan oorneem. Die verskil daarvan om 'n slagoffer te wees of 'n oorwinnaar in die storm, is my vermoë om hierdie storm te kan navigeer. Nou vinnig, daar 7 storms in die Bybel. Die Bybel gee vir ons 7 verskillende storms. Die eerste storm is storms wat kom as ek ongehoorsaam is. Jona was ongehoorsaam, die Here sê gaan Ninive toe. Hy besluit hy gaan eerder Tarsus toe, want Jona is so 'n bietjie bevooroordeel teen die Niniviete. Dis 'n bietjie van 'n rassehaat in sy eie hart, want die mense uit Ninive het geslagte heen, skade aan sy familie en sy volk gedoen, en hy het hierdie rassehaat en hy sê ek gaan nie Ninive toe, ek gaan eerder Tarsus toe, en sy ongehoorsaamheid veroorsaak 'n storm in die see. En hoe reageer ons op storms wat ons eie ongehoorsaamheid veroorsaak? Jona steek sy hand op en hy sê ek is die oorsaak van die storm. Hy sê vir die bemannings van die skip, hy sê, I'm the man. Ek kan daarvan as ons rugby kyk en een van die spelers maak 'n fout en hy steek sy hand op en hy sê, boys, ek vat dit op my, dis myne, ek gaan hom regmaak. En dan is dit Malcolm Marx is dan by die volgende loskram en wen hy die bal vir ons, is dit nie? As ek 'n storm veroorsaak omdat ek ongehoorsaam is, want ek veroorsaak nie net 'n storm vir myself nie, ek veroorsaak ook 'n storm vir my geliefdes, vir die mense rondom my. Dan steek ek my hand op en ek sê, I'm the man. As ons die blaam skuif, dan maak ons dit net soveel erger. Maar Jona sê, ek is die ou, en hy omhels sy storm. Hulle gooi hom in die water, hy omhels fisies die storm, en hy word deur 'n walvis ingesluk, en hy sit vir 3 dae in die buik van die walvis. Ek dink dit het nogal lekker geruik daar binne. En die walvis spoeg hom, hy 12 mandjies vol. Maar neem eienaarskap van die storm wat jy self veroorsaak. Dis die vinnigste manier uit. Dis die vinnigste manier. Ek het so 'n Engelse gesegde, ek kan dit nie in Afrikaans vertaal nie. If we blame, we remain. But if we own up, we grow up. Ons sien dat Israel in die woestyn hierdie gewoonte het om die blaam te skuif. En die probleem is as ek die blaam skuif, dan skuif ek ook die mag. Wie ook al ek blameer, gee ek krag oor my lewe. Adam blameer vir Eva, en Eva blameer die slang. En so skuif hulle nie net die blaam nie, maar ook die autoriteit, die mag. Ons weet die slang wys nie 'n vinger nie, want hy het nie een nie. En hy het ook nie 'n voet om op te staan nie. Maar die duiwel is bly om die blaam te ontvang, want wanneer ons hom blameer, gee ons hom krag, gee ons hom gesag. Ek kan nie verantwoordelikheid afgee sonder om gesag te delegeer nie. En so, kom ons blame nie, kom ons neem verantwoordelikheid. Die tweede storm is 'n storm wat kom omdat iemand anders ongehoorsaam is, en in Handelinge 27 is Paulus op 'n boot, hy's op pad na Rome toe om tot keiser 'n appel te maak, en hy sê vir die skepskaptein sowel as die hoofman oor 100, hy sê ons moenie verder vaar nie, want ek sien in my gees, die Here het my gewys, hier stormagtige weer, en daar's groot skade wat ons gaan ly as ons aangaan, maar as gevolg van geldambisie en politieke ambisie, besluit die skepskaptein sowel as die hoofman oor 100, ons gaan vorentoe vaar. Wie is Paulus? Wie is Paulus se God? Hulle vaar vorentoe en hulle is vir weke lank in 'n storm en dit lyk asof hulle almal gaan vergaan. En in plaas van om sy hart te verhard, gaan Paulus in intersessie in en hy begin te bid vir die boot, vir die bemanning, vir almal aan boord. En die Here sê vir Paulus, as gevolg van jou sal ek jou die lewens gee van elke persoon op hierdie boot. Partykeer is ek en jy in 'n storm wat ons nie veroorsaak het nie. Partykeer is ek en jy in 'n storm wat iemand anders se ongehoorsaamheid veroorsaak het. Partykeer as jy as vrou in 'n storm want jou man het 'n stupid besluit gemaak. Ek was al die oorsaak van 'n storm vir my vrou en my kinders as ek finansiëel 'n simpel besluit gemaak het. Partykeer is jy in 'n storm want jou baas of die direkteure by die besigheid waar jy werk het 'n slegte besluit gemaak. Partykeer kom ons in 'n storm want 'n pastoor in 'n kerk het 'n slegte besluit gemaak. Dis die lewe, dit gebeur. Wat doen ek in daai storm? Paulus sê, ek kan blameer, en hy het reg gehad om te blameer, en hy het hulle accountable gehou, hy het hulle verantwoordbaar gehou daarvoor, hy het gesê, die Here het gesê, julle moenie aanseil nie, maar julle het dit gedoen. En toe
In plaas van om sy hart te verhard, toe gaan hy in intersessie in en hy bid voor die Here, en die Here gee die lewens van almal op daai boot op sy rekening. Hy sê, as gevolg van jou, Paulus, sal ek lewens spaar. Jy is in daai besigheid, jy is in daai situasie, miskien in daai storm, iemand anders is verantwoordelik daarvoor, maar die Here sê, ek het jou daar geplaas om ander mense te red. As jy jouself sal postuur en begin intree, dan gaan ek lewens red. Ek wil net weet, waar is die klok? Daar so sê, okay, ek wil net weet hoeveel tyd ek nog het. Nommer 3, die storms, so ons kry storms omdat ons ongehoorsaam is, storms omdat ander mense ongehoorsaam is, en dan kry ons storms omdat ons gehoorsaam is. Nou dis nogal 'n raw deal hierdie ene. Storms omdat ons gehoorsaam is, en ek gaan dis eintlik my preek is hierdie storms omdat ons gehoorsaam is. In Markus 4 en 5 gaan ons nou daarna kyk wat gebeur, want dit sê hulle het in die boot geklim toe Jesus sê vaar oor na die ander kant toe, en die wind en die golwe was teenstrydig gewees met die woord. Wie van julle het al 'n profesie ontvang van die Here of 'n belofte van die Here, en die volgende dag is dit asof die hel losbreek? Die Here sê ek gaan jou finansiëel seën, en die volgende dag breek die hel los in jou finansies. Of die Here sê ek gaan iets in jou kinders se lewens doen, en die volgende dag is dit asof die hel losbreek, die kinders is siek, die kat by die hond en ek weet nie wat alles. Dis wat gebeur, die oomblik wanneer daar 'n woord is en ons sê ja Here vir die woord en ons gaan in die rigting, is daar teenstrydige wind wat kom, wat God se woord teestaan. Ons gaan nou daarna kyk, want ek dink dis waar ons wil stil staan. Nommer 4, storms as Jesus afwesig is in jou lewe. Markus 14 is ook 'n verhaal waar Jesus sê, klim in die boot, gaan na die ander kant. Hierdie keer is Jesus nie in die boot nie, hy is op die berg en hy bid. En wie van julle weet dat as ons iets sonder Jesus aanpak, kan ons 'n storm verwag. En hier is die disippels op die water, en hulle trotseer die storm, en al wat hulle doen is om water uit die boot uit te gooi. So vinnig as wat hulle kan, hulle kom eenvoudig net nie voor nie. En op 'n punt besef hulle dat hierdie boot gaan besmoontlik sink. En in daai oomblik sien hulle vir Jesus aangestap kom op die water. En hulle dink maar eerstens dink hulle dis 'n spook, en ek dink Johannes was die een wat gesê het, nee, dis nie 'n spook nie, dis Jesus. En toe Petrus dit hoor, toe sê Jesus, as dit U is, gebied my dat ek na U toe kan loop op die water. En wie van julle het al 'n preek gehoor wat gesê het ons moet uitstap uit die boot uit op die water in geloof uitstap? Wie van julle het al 'n preek gehoor wat so het gesê? Ons almal al gehoor, elke pastoor moes al so 'n preek gepreek het, ons moet dit preek en ons moet dit glo. Maar ek wil vandag vir julle die ander kant van daardie woord gee, is dit alright? So ja, Petrus moet uitstap op die water, maar selfs in daardie geval, ek dink is Markus 14, sê Jesus aanvanklik vir hulle, klim in die boot, selfe woord, klim in die boot en kruis oor na die ander kant toe. So die aanvanklike opdrag was wat? Klim in die boot en kruis oor. Toe trotseer hulle 'n storm, hulle sien vir Jesus, en Petrus, dis my interpretasie van dit, Petrus sit in die boot en hy sê, boys, hierdie boot gaan sink. En as ek vandag gaan sink, dan sink ek eerder saam met Jesus op die water, as saam met julle klomp ouens in hierdie boot. So ek spring skip vandag. En toe Jesus hom die permissie gee, toe klim hy na die boot en hy loop 'n paar tree op die water, wat 'n wonderlike getuienis is, en miljoene preke is al gepreek, maar ek het nog nie een preek gehoor van wat daarna gebeur nie, want toe hy sink in sy ongeloof, toe vat Jesus sy hand, hy skree uit aan Jesus, Jesus gryp sy hand en gaan lees bietjie mooi, dit sê dat Jesus neem vir Petrus, hy trek hom op, hy tel hom op, en wat doen Jesus? Hy sit hom terug in die boot. Van die oorspronklike opdrag was klim in die boot en kruis oor na die ander kant. Want ek wil iets daar doen. Petrus, jy kan 'n geloofspartytjie met my hê buite die boot, maar dan gaan jy altyd terugsit in die boot, want ons 'n opdrag. Daar is 'n groot opdrag wat sê ek wil oorgaan en ek wil hê ons moet gaan disippels maak aan die ander kant. Ek wil oorgaan en ek wil die wêreld gaan wende. Ek wil oorgaan en 'n verskil gaan maak aan die ander kant. So Petrus, jy kan 'n oomblik hê. Ek gaan jou 'n oomblik gee. Dis wettig om 'n oomblik met Jesus op die water te hê. Maar Petrus, daar's 'n belangrike opdrag. Ek wil hê ons moet saam koöperatief moet julle my teenwoordigheid oordra na die ander kant toe. Julle moet oorkruis sodat ek kan oorneem.
Ek wil later in die diens 'n geleentheid gee vir jou as jy voel dat Jesus dalk nie in jou boot is nie, Jesus dalk nie in jou lewe is nie, want kom ek sê, as jy 'n storm trotseer, omdat Jesus nie deel van jou lewe is, omdat Jesus nie die stuurman in jou boot is nie, dan is dit 'n rowwe storm. Dan is dit 'n rowwe storm en ons het min hoop, maar jy het die hoop vandag dat Jesus sê, ek sal in jou boot klim. Ek vind dit so mooi, in daai spesifieke geval, dit sê toe Jesus in die boot inklim. Daai keer het hy nie met die storm gepraat nie, ons gaan nou met die storm praat, maar daai keer het hy nie met die storm gepraat, toe hy in die boot klim, toe sê die woord, en die storm, die wind en die golwe het dadelik gekalmeer. As Jesus nie in jou lewe is vandag nie, as Jesus nie jou stuurman is nie, as Jesus nie in jou boot is nie, dat ek soveel goeie nuus vir jou, as jy hom vandag in jou lewe innooi, as hy sy voete binne in jou boot sit, dan is daar 'n kalmte wat kom, wat jou verstand te bowe sal gaan. So 'n bietjie meer as 'n jaar gelede, het die Here ons gelei in Kimberley, om 'n Jesus week te doen. Toe ek in Kimberley kom, toe ons in Kimberley kom 6 jaar terug, toe sê die Here vir my, doen 'n stadswye veldtog, 'n crusade. En lank gebid daaroor, ek ken niemand nie, ek is die nuutste pastoor in die dorp, onder die pastore werk hulle nie op daardie stadium saam nie. Die kultuur van Kimberley is van so 'n aard, van die begin van die dorp af, dat as jy die diamant vind, dan vind ek hom nie. So ons sal mekaar bedrieg, besteel, belieg, doodmaak, om daai diamant te kry. Dis die kultuur in die dorp. Ek bedoel, Kimberley was willer as die Wilde Weste. Ons kan cowboy flieks maak soos wat Amerika nie kan cowboy flieks maak nie, oor die ware verhale wat in Kimberley gebeur. En daardie gees van kompetisie en afguns en jaloesie het oorgespoel na die besigheidsrealm toe, na die koninkryk, na die kerk toe, waar pastore selfs van die kansel af ander kerke sou sleg sê en ander leiers sal sleg sê. Totale misverteenwoordiging van die koninkryk van God. En hier sê die Here vir ons kom in hierdie environment in en hy sê vir ons, doen iets saam met die kerke. En so begin ons, en ek begin 'n verhouding met 'n paar pastore bou, soos die Here my lei en gehoorsaam, net 3 ander ouens. En die Here, ek het 'n lang storie, ek kan soveel stories oor dit vertel, maar die goed kom by mekaar. Die Here gee ons die genade om met 40 kerkleiers in die dorp, daar is omtrent net 40 kerke in die hoofdorp, buite na die township. En die ouens koop in hierdie visie in, en ons skryf 'n Christ for All Nations aan boord. En ons het 'n Jesus week waar 40 kerke saamwerk. En ons 28,000 gedokumenteerde besluite vir Jesus kry. Ek het nie tyd om vir jou te vertel die storms wat ek en my vrou moes deurgaan, wat ek en my span moes deurgaan om oor te kruis. Baie keer wil ek uit die skip uitspring. Baie keer het ek gesê, Jesus, hierdie skip gaan sink. En as ons gaan sink, dan gaan ek eerder uitklim en saam met U sink, as om saam met hierdie ouens af te gaan. Maar ek dank die Here dat hy my elke keer uitgetel het en my teruggesit het in die boot en gesê het, seun, jy moet nou hier deurdruk. Jy moet nou hier oorkruis, want ek wil oorneem in hierdie stad. Die Jesus week, so 28,000 gedokumenteerde besluite was nie die grootste wonderwerk nie. Die grootste wonderwerk was die kerke wat begin saamwerk het. En in die laaste jaar, die laaste 14 maande, sien ons net, dat naweek na naweek is daar kerke wat goeie saam doen, wat saam inisiatiewe doen, wat nie meer bedreig is nie, wat nie meer in kompetisie is nie, en ons sien die koninkryk kom. Wat Jesus het oorgeneem in ons stad, en as hy dit in Kimberley kon doen, dan kan hy dit wragtig in enige ander plek doen. Nommer 5, daar is storms wat kom as gevolg van ons onvolwassenheid. Efesiërs 4 leer vir ons so mooi, hy sê daar's 'n 5voudige bediening gegee, daar's leiers gegee, pastore, profete, evangeliste, apostels en leraars, en hulle werk is om die heiliges toe te rus vir die bediening. So wie doen die bediening? Is dit die pastoor wat die bediening doen of die heiliges? Dis U as heiliges, dis U as gelowige wat die bediening doen, maar ons werk as leiers is eintlik net om U toe te rus, sodat U in die kerk en as die kerk daar buite kan gaan bedien. En dan sê hy verder, om nog 'n ding te doen, om die kerk tot volwassenheid te bring, sodat ons nie deur elke wind van lering of golf van belewing heen en weer geslinger word nie.
En dis hoekom die Here leraars gegee het, dis hoekom my leierskap gegee het, dis hoekom my pastore gegee het, om u as gelowiges tot volwassenheid te lei, sodat ons nie dan hardloop ons agter hierdie nuwe lering aan, dan hardloop ons agter nie, ons is gegrond. Want baie mense vandag val in ons land, hardloop agter elke wind van lering. En dis hoekom ons disippelskap doen, dis hoekom die Here ons geroep het en gesê het, maak disippels. Hoekom? Sodat ons by volwassenheid kan kom, sodat ons nie deur elke wind en golf heen en weer geslinger kan word nie. Nommer 6 is 'n storm wat baie na dieselfde is, storms wat ons fondasies toets. In Lukas 6 sê Jesus, 'n wyse man is die een wat sy huis op die rots bou. En die wind en die reën het gekom en die storm het gekom. Dis nie of 'n storm gaan kom nie, dis net wanneer hy gaan kom. En wat doen daai storm? Hy toets of ek en jy dan op die rots gebou het. Die dwaase man bou ook sy huis, maar hy bou dit op die sand. En wat is die verskil tussen die wyse en die dwaase man? Jesus sê dit so mooi, hy sê, dis hy wat my woorde hoor en dit doen, is die wyse man. Maar die dwaase man hoor ook die woorde. So in ons midde hier sit dat dan wyse manne en dwaase manne. En elkeen wat die woord dan hoor en dit gaan toepas, bou op die rots. Maar elkeen wat die woord net hoor en hy uitstap en sê, dit was 'n baie nice diens, kom ek gaan aan met my lewe, ek tik die boksie, ek was in die kerk vir die week gewees, halleluja, prys die Here. Maar ek gaan aan met my lewe en niks verander nie, is die een wat sy huis op die sand bou. Ek het so mooi die naweek vir my gesê, as ek en jy net elke Sondag een ding vat, net een beginsel en sê, Here, wat kan ek hierdie week toepas uit die woord uit, en jy kan dit vir 52 weke doen, moet jou lewe verander. Moet jou lewe gevestig word op die rots. En wanneer die storms van die lewe kom en hulle gaan kom, dan gaan jou huis bly staan. Wie van u wat al 'n pad met die Here gestap het, weet dat vroeg in jou wandel het jy goed getrotseer, wat gevoel het jou lewe gaan in mekaar sak. Finansiële druk, menseverhouding, konflik. Nou trotseer jy dieselfde goed en is net soos 'n ou windjie wat kom. Daai tyd het gevoel soos 'n orkaan, maar nou face jy dieselfde goed. Maar is dit soos 'n windjie wat kom, net soos 'n briesie en jy sê, okay, hoekom? Want jy het op die rots gebou. Jy het jou lewe gebou op die woorde van Jesus en daarom is wat vir jou 'n storm was 20 jaar terug, is nie eers meer 'n storm, is net so 'n windjie. En so wil die Here hê ons moet aanhou groei in die woord toepas. Nommer 7, storms van dubbelhartigheid. Jakobus 1 sê vir ons, as ons dan wysheid kort kom, moet ons hom vra. En ons moet glo in ons hart dat hy dit vir ons sal gee. Ons moet nie twyfel nie, want hy wat twyfel is dubbelhartig. En dan sê hy, so 'n mens is onstabiel in al sy weë. En hy kan verwag om niks van die Here te ontvang nie. In die Engels sê hy, he can expect nothing from the Lord. Daar was 'n paar keer in my lewe wat ek dubbelhartig was. Dit het gepaard gegaan met transisies wat ons moes maak in ons bediening en ons roeping. Maar ek wil vandag vir jou sê, die dubbelhartige storm is die ergste moontlike storm waarin ek en jy onsself kan bevind, want ek kan geen verwagting van God hê in daai tyd nie. Daarom bid Dawid so mooi en hy sê, gee my 'n onverdeelde hart, dat ek U naam mag vrees. Gee my 'n hart wat nie verdeeld is, sodat ek U naam mag vrees. Kom ons gaan vinnig net deur die storm van gehoorsaamheid. Markus 4 vers 35, Jesus sê vir sy disippels, laat ons oorvaar na die ander kant toe. Kom ons vaar oor na die ander kant toe. En hulle het die skare verlaat en hom net soos wat hy is saamgeneem in die skei, en daar was ook ander klein skeitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan sodat dit vol sou word. So net 'n paar gedagtes. Ons moet kruis oor, en wat dit verwag is dat ons die skare verlaat. Ek sê hy die skare verlaat en oor. Partykeer moet ons wegstap van iets wat lyk soos sukses. Ons moet wegstap van iets wat populêr is. Ek sê hierso, soms moet ons die skare verlaat om die waarheid te vind. In Engels, sometimes we need to leave the crowd to follow the cloud. Die tweede gedagte is, as ons oorkruis of kruis oor, dan laat dit winde van weerstand opwel. Ek het nou dit mooi verduidelik, ek wil nie meer daaroor sê nie, maar wanneer ek en jy in gehoorsaamheid oorvaar, dan gaan ons weerstandige winde kry, wat toets wat die Here vir ons gesê het. Dit sê in vers 38, maar hy was agter in die skei aan die slaap op die kussing. Kan jy dit imagine? Jesus slaap in die storm. Hy vat 'n kussing saam.
Hy weet in sy alwetendheid dat hulle 'n storm gaan trotseer en hy vat wragtig 'n kussing saam om te gaan slaap in die storm. Want soos iemand eendag gesê het, ek het oorwinning oor die storms waarin ek kan slaap. Daardie storms wat jy 20 jaar terug getrotseer het, wat jou ontnigter het, wat vir jou so intimiderend was, maar jy vandag kan inslaap. Jy weet jy het oorwinning in daardie storms. This too shall pass. God is groter as die storm. Jesus slaap in die storm en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom en toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Here, gee U nie om oor my nie. Is U nie meer goed nie? Hoe dikwels gebeur dit, wanneer iets slegs met ons gebeur, dan bevraagteken ons die Here se goedheid. Dis weer een van daai storms wat kom omdat ons nog onvolwasse is en ons nie gegrond is in dit nie. Toe ek jonk was dit so, as dit sleg gaan met my, dan wonder ek, is die Here nog lief vir my? Is die Here nog goed? Totdat ek geleer het dat God nie anders kan wees om goed te wees nie. En God nie anders kan wees om lief te wees vir my nie. So al wat dit beteken is, dit nie goed gaan met my nie, dat God net nog besig is om alles ten goeie te laat meewerk vir die wat hom lief het. Dr. Bob Mumford sê dit so mooi, hy sê, volwassenheid is die vermoë om steady te hou, terwyl God besig is om alles ten goeie te laat meewerk. Here, gee U nie om dat ons vergaan nie. Gee nie om, is U nie lief vir ons nie. Nee, Hy is lief vir ons. Hy is net besig om alles ten goeie te laat meewerk. Hy gebruik die storm. Derde gedagte wat ek by jou wil los, wanneer ons kruis oor, dan aktiveer dit ons grootste vrese. Hy sê, hoekom is julle so bang? Wat ek en jy altyd weet is, dat die ander kant, toe Jesus vir hulle sê, kom ons vaar na die ander kant, die land van die Gadarenes, was die hoofkwartiere van sataniese aanbidding in daardie tyd gewees. Dit was 7 volke wat daar gebly het, almal wat in die okkultiese of die witchcraft practices deelgeneem het. En dit was die hoofkwartiere van waar Satan aanbid was en waar heksery plaasgevind het. En onthou net vir 'n Jood om net kontak te hê met daardie mense beteken dat hy seremonieel moes gewas geword het as hy teruggegaan het. En toe Jesus vir hulle sê, kom ons gaan na die ander kant toe was dit regtig gewees, kom ons gaan na die ander kant toe. Dit was regtig so gewees. Hulle arme hare, hulle hoendervleis het hoendervleis gekry. Dit was nie net 'n fisiese storm nie, dit was 'n emosionele storm, dit was 'n geestelike storm in hulle binneste, dit was 'n kulturele storm vir hulle, want het gesê ons gaan na die gevreesde ander kant toe. En so wanneer ek en jy in 'n storm gaan, dan openbaar die Here wat vrees ons, hy expose dit wat ons vrees. Daar was 'n sterk man gewees, die besetene van Gadara. Die Bybel sê hy was met 'n legioen wat 2000 demone was. Hy was met 2000 demone besete. Legioen demone het besit geneem van hierdie man. Hy het in die grafte gewoon en niemand kon in of uit hierdie hele streek gaan, hierdie hele region gaan. En so kan jy jouself indink, dit is die mees demoonbesete area, die hoofkwartiere van Satan aanbidding in die wêreld op daardie stadium, en hierdie een ou het die toegang, hy het die sleutels tot dit, so hy is die sterk man van hierdie demoon-infesteerde plek. Ons kan sê hy was 'n sterk man gewees. En Jesus sê vir sy disippels, ek het nodig dat julle in 'n boot klim en oorkruis, sodat ek kan oorneem. Ek het nodig dat julle sekere storms trotseer, dat julle die wind en die golwe trotseer, bietjie julle vrese kan oorkom en deurbreek. Hoekom? Want ek wil een man gaan disipel, ek wil een man gaan bevry, ek wil een man se siel gaan red, sodat ek die hele streek kan oopsluit en my koninkryk daar kan kom. Ons moet oorkruis sodat Jesus kan oorneem. Jesus neem Decapolis oor. Lees gou saam met my vers 18 van Markus 5, die volgende hoofstuk. En dis nou nadat Jesus hierdie ou ontmoet het, toe Jesus voete aan land sit, toe kom die sterk man van hierdie demoon-infesteerde streek en hy val by sy voete. Want wanneer ek en jy in gehoorsaamheid aan God se woord, koöperatief as 'n kerk, as 'n gemeenskap saam oorkruis en die moeilike tye deurgaan,
So sê jy Langehoven van, sê laat ons die moeilike tye, of die swaar tye, met lekker kry, klaar kry. Laat ons deurgaan. Toe hulle deurdruk, toe Jesus voet aan land sit, toe word Jesus Christus die sterk man van Gadara. Toe kom die sterk man van Gadara en hy val by die koning se voete. En daardie demone smeek by hom en sê, laat ons toe om in hierdie varke in te gaan. Ken die storie? Ek hoef nie die hele storie te lees nie. Kan ek so vinnig 'n grappie vertel? Is dit wettig om in hulle kerk 'n grappie te vertel? Okay, is dit reg? Okay, moenie skrik nie, is 'n grappie, okay. Weet jy waar die vark sy geluid vandaan gekry het? So ons neem aan is 2000 varke, want dit was 2000 demone, okay, of dit was 4000, ek weet nie, maar kom, die getalle moet nou nie 'n goeie storie met feite spoil nie, okay. Jesus gee permissie dat die demone in die varke kan gaan, die demone gaan in die varke, die ou word bevry, nie die varke storm, dis amper soos daar by die Cliffs of Dover in Engeland, hulle hardloop hier af en hier is die kraans en hulle gaan in die see val, maar die lydende vark, die voorste vark, nou ek hoop nie jou buurman of buurvrou is die voorste vark, maar die voorste vark, okay. Hy kom en hy's eers daar by die klif en hy begin so briek te trap en hy sien hier gaan ons afkom, en nou is daar, ek weet nie hoeveel duisende varke agter hom nie, dis nou 'n stampede, en hy begin briek te skree. Hy begin briek te skree, die varke moet briek, want hulle gaan hom nou hier afstoot. Hoor gou, hy skree, gaan 'n bietjie hard wees, moenie skrik nie, hy skree. Briek! Briek! Jesus maak, hy red nie net die man se siel nie, maar hy doen bevryding om hom, en hy maak hom vry. En die ou is so dankbaar. En hy sê, Jesus, ek wil U volg. Ek wil saam met U in die boot teruggaan. U is my alles. Markus 5, vers 8 in my oë trane, so ek kan nie lees nie. En toe hy in die skei klim, het die man wat van die duiwels besete was, hom gesmeek om by hom te kan bly. Die engel sê, he begged them to follow him. Hy wil graag Jesus volg. Maar Jesus het hom nie toegelaat nie. Maar vir hom gesê, gaan na jou huis en jou mense en vertel wat 'n groot dinge die Here vir jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was, en hy het weggegaan en in Decapolis begin verkondig wat 'n groot dinge Jesus aan hom gedoen het. Nou, net vir ons om mooi te verstaan, Decapolis, Deca is 10, Polis is stad. So in Gadarenes was daar 10 stede gewees. Dit was die streek van 10 stede gewees. En Jesus sê vir hierdie man, hoe ek wil hê jy met my volg, is gaan terug. Ons gee hulle 'n oomblik. Dankie. Jesus gee hom 'n opdrag. Hy sê, hoe jy my gaan volg, is gaan terug na 10 stede toe, en gaan verkondig, gaan vertel hulle van die goedheid van God, vertel hulle wat ek in jou lewe gedoen het. En as ons net 1 of 2 hoofstukke verder aanlees in die boek van Markus, dan sê dit vir ons, dat groot menigtes mense van Decapolis het Jesus gevolg. Jesus was nooit self in Decapolis nie, hy het net op die strand uitgeklim, 1 man bevry, en daardie man het teruggegaan en 10 stede vir Jesus gewen. En God roep vandag vir Hallo Kerk, en hy sê, hallo kerk, is julle bereid om oor te steek? Is julle bereid om die storms wat julle beleef het hierdie jaar, die storms wat dalk nog mag kom, saam deur te dring? Ja, jy kan uitklim saam in die boot en 'n party saam met Jesus, sê, maar hy gaan jou terugsit in die boot en sê, kom ons kruis oor, sodat ek kan oorneem. En partykeer is dit vir 1 mens wat ons dit gaan doen, maar daardie 1 mens kan 10 stede vir Jesus vat. Daardie 1 mens kan die mees demoon besete plek gaan vrymaak vir Jesus, sodat baie ander hom kan vind. So hoe kruis ons oor? Wanneer ons oorkruis, en hoe deel ons met die storm is, Jesus moet opstaan in ons binneste. Hulle sê, dat Jesus wakker gemaak, en toe hulle Jesus wakker maak, toe praat hy met die storm. As jy vandag in 'n storm is, dan wil ek jou aanmoedig, dit sê, vir hierdie doel was die seun van die mens gemanifesteer. Die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Sê in Psalm 68 vers 1, God staan op, sy vyande raak verstrooi, sy hart is vlug voor sy aangesit. Let God arise and his enemies be scattered. Laat Jesus in jou opstaan, laat die gesag, die autoriteit en identiteit van Jesus in jou opstaan, en jy het die gesag om die storm aan te spreek vandag. Maar ek wil vandag 'n gebed gee
vir dalk iemand wat hier sit en sê, Jesus is nie in my boot nie. My storm is nie omdat ek gehoorsaam is nie, my storm is omdat Jesus nie in my boot is. Ek is in die stuur van my boot. Ek hou hom so vas, my knekels is al wit, maar ek het nodig om oor te gee. Ek is by die punt waar ek wil opgee op die lewe. Ek is op die punt waar ek wil opgee op my huwelik. Ek is op die punt waar ek wil opgee op my besigheid, my werk, op die lewe. Dan wil die Here vandag vir jou uitnooi en sê my nie opgee nie, gee net oor. Dit is baie beter, nooi vir Jesus in jou boot en gee vir Jesus die stuur van jou boot. Ek onthou as 'n 16-jarige seun, die Here so ver weggestoot. Uit rebellie uit, my pa was 'n pastoor, ek het so ver hom weggestoot. Dat ek een aand, Sondag aand, alleen by die huis gesit het, terwyl die hele familie by die kerk was, en ek het God verlate gevoel, nie omdat ek hom verlaat het nie, of omdat hy my verlaat het nie, maar omdat ek hom verlaat het. En daardie aand het ek een van twee goed geweet gaan gebeur, of ek gee my lewe, of ek neem my lewe. Ek op my knieë geval. Ek het gesê, Jesus, as U waar is, as U lewe, nie omdat my ouers U dien nie omdat hulle 'n kerk lei nie, maar as U waaragtig lewe, dan kom wys U self vir my. Weet jy, God was so getrou, het in my lewe ingekom, Jesus het in my boot geklim. En my lewe was nooit weer dieselfde nie. Hy het my lewe kom rig. Hy het my nie 'n stormvry lewe beloof of gegee nie, maar hy was daar in elke storm. Die moeilike tye het my gehelp om die sware tye met lekker kry klaar te kry, sodat ek kan oorkruis. En oral waar ek oorkruis, het hy oorgeneem. As jy vanoggend hier sit en jy sê, ek moet Jesus in my lewe inneem, ek moet my hart vir Jesus gee, reg waar jy sit, wil nie vinnig jou hand opsteek. Nou gaan jy nie vra om op te staan of enigiets anders doen nie. Ek wil net sien of ek die gebed saam met iemand kan bid. Ek wil vir jou 'n gebed bid van oorgawe. Enige iemand, ek wil my hart vir Jesus gee. Ek moet my hart vir Jesus gee. Ek moet Jesus in my boot inneem. Is daar iemand? Dankie mevrou. Is daar nog iemand? Dankie mevrou. Is daar nog iemand? Net vinnig, dankie, ek sien. Gemeente, kan ons saam met hierdie persone bid, as jy dalk nie jou hand opgesteek het nie, maar jy weet, as jy, die Here ken jou hart. In die stilte van jou hart, maak hy besluit, Jesus, ek nooi in. Kom ons bid net saam met hierdie mense. Jy kan net so 'n lyntjie vir lyntjie agter my aanbid. Dit is net 'n gebed van oorgawe. Sê, dankie Jesus, dat God my so lief gehad het, dat hy U gestuur het, sodat ek nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek gaan nie opgee nie, maar vandag gee ek oor. Ek sê, Jesus, U alleen kwalifiseer om my Here en my redder te wees. Kom vat my lewe en neem oor. Ek glo dat U alleen my kan red. So kom red my Jesus en maak my nuut en maak my U sin in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Baie dankie Jan, vir elkeen van julle wat julle hand opgesteek het, kan ons as 'n kerkfamilie vir hulle 'n lekker handeklap gee. Dit is die heel beste besluit wat jy in jou hele lewe gaan maak, en hier agter my is 'n skakel, ek kies Jesus. As jy hom vir ons sal invul, dit is glad nie om jou te pla nie. Ons wil graag vir jou bid op jou naam en vir jou kyk hoe ons jou kan help met jou volgende stap.